Môre, dis Woensdag die 17de Desember en ek bid dat die Here jou vandag van binne af rustig maak, dat jou hart stadiger kan klop en dat jy weer sal onthou, God is naby jou. Nie net wanneer dinge groot en dramaties is nie, maar juis ook in die stil oomblikke waar hy jou laat rus. Ons is vandag in Genesis 21 vanaf vers 22 tot 34. 'n Gedeelte wat vir my altyd mooi is, omdat dit wys dat God nie net red wanneer ons in nood is nie, maar dat hy ook vrede gee en vir sy kinders 'n plek maak waar hulle kan staan, asemhaal en aanbid. As jy terugdink aan wat nou al gebeur het, sien jy hoe Abraham se lewe vol beweging was. Hy het getrek, gewag, gesukkel, gevrees, geleer en weer moes begin. Selfs net 'n paar verse voor die was daar 'n woestynoomblik waar alles opgeraak het en God moes ingryp. En nou, sonder tekens en sonder drama, stap 'n koning in wat nie die Here dien nie, na Abraham toe. Hy kom nie met 'n swaard nie, maar met 'n erkenning. Hy kyk na Abraham se lewe en hy sê iets wat bly hang. God is met jou in alles wat jy doen. Dit tref my, want Abraham sê dit nie oor homself nie. God roep dit nie uit die hemel uit nie. 'n Buitestander sien dit raak. Dis asof God vir ons wys, wanneer hy met jou is, begin selfs ander mense dit sien. Nou daardie vers, dis nie 'n klein sin nie, dis 'n groot getuienis en dit is nie net vir Abraham nie. Dit is hoe God ook vandag met sy kinders werk. Hy draai jou so, dat dit soms vir ander mense duideliker is as vir jou. Maar let op wat Abraham doen, hy word nie trots nie, hy word nie stil nie, hy word ook nie aggressief nie. Hy praat eerlik oor iets wat verkeerd was, 'n put wat onregmatig gevat is. Hier lê iets baie prakties vir ons. Abraham soek nie 'n geveg nie, maar hy's wel die waarheid. Hy hou vrede nie deur te maak asof alles reg is nie. Hy bou vrede deur dit wat skeef is reguit oor te praat. En toe gebeur iets mooi. 'n Verbond word gesluit. Nie omdat iemand sterker was nie, maar omdat God vrede in hierdie oomblik inbring en omdat waarheid en respek 'n pad oopmaak. Die plek kry 'n naam, Berseba, die put van die eed. Dit is asof God vir Abraham sê, ek gee nie net beloftes vir eendag nie, ek gee ook sekerheid vir vandag. En dan doen Abraham iets wat 'n mens nie haastig moet mislees nie. Hy plant 'n tamariskboom. Nou dit is nie iets wat jy plant as jy môre weer wil padvat nie. Dit is iets wat jy plant wanneer jy begin glo. God gee vir my 'n plek om te bly, al is ek nog op pad in die groter storie. En dan kom die hart van die gedeelte. Die Bybel sê Abraham roep die naam van die Here aan en hy noem hom die ewige God. In Hebreëus is dit El Olam. Dit beteken die God wat bly, die God wat nie verbygaan nie, die God wat nie verander soos mense verander nie. Met ander woorde, Abraham se lewe skuif nog, seisoene verander nog, maar God bly dieselfde. Dit is asof Abraham by hierdie punt staan en sê, Here, ek is dalk nog 'n vreemdeling op aarde, maar U is nie. U is die God wat bly. En hier trek die lyn so mooi na Jesus toe. Want in Christus kry ons nie net hulp vir 'n oomblik nie. Ons kry vrede met God. Ons kry 'n vaste staanplek. Ons kry 'n tuiste. Die Nuwe Testament sê hy is ons vrede en Jesus sê, my vrede gee ek vir julle. Dit beteken ons hoef nie meer rond te beweeg om onsself te bewys nie. Ons hoef nie meer te jaag vir veiligheid wat nooit hou nie. In Jesus mag ons rus, want El Olam het ons vas. Miskien is dit wat jy vandag nodig het. Nie nog 'n groot teken nie, nie nog 'n groot antwoord nie. Net hierdie rustige sekerheid, God is met jou. En in Christus het jy 'n plek om te bly. As jy vandag onrustig is, kan jy sommer sag in jou hart sê, Here, laat ek bly by U. Laat ek rus in U vrede. Kom ons bid saam. Here onse God, ons dank U dat U El Olam is, die God wat bly, die God wat nie verbygaan nie. Ons dank U dat U met ons in alles wat ons doen, selfs wanneer ons dit nie raak sien nie. En dat U vir ons vrede gee wat die wêreld nie kan gee nie. Here, leer ons om vrede na te jaag sonder vrees, om die waarheid sag en reguit te praat, en om nie ons veiligheid in mense of omstandighede te soek nie, maar net in U.
Dankie Jesus dat U ons vrede is, dat ons 'n vaste plek het by U. Hou ons vandag naby aan U en laat ons leef soos mense wat aan U behoort. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. En onthou, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Mag jy vandag loop met 'n stiller hart en 'n groter rus, omdat God met jou is en omdat jy in Christus 'n plek het om te bly. Ek hoop jy het 'n geseënde Woensdag.